Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons het baie opwindende nuus. Ons Fusion Camp hierdie jaar gebeur tussen die 28ste September tot die 1ste Oktober. So tieners, save the date. Ouers, maak seker julle dagboek sommer nou hierdie datum. Dit gaan 'n kamp wees wat die tieners nooit sal vergeet nie. Die 24ste Mei begin ons met 'n nuwe reeks van ons aanddienste. Dit gaan oor ons journey saam met God. To sit, walk and stand with him. Ons gaan saam reis deur die boek van Efesiërs, so maak seker julle is daar. Cherish Girls, ek is ongelooflik opgewonde oor hierdie incredible journey wat ons Maandag 25 Mei afskop met Goliath Must Fall. 6 temas wat jou lewe gaan verryk en verander. Ons kom een keer 'n maand op 'n Maandag bymekaar, waar ons same 'n investment session gaan doen met klein groepbespreking. Jy kry 'n mooi werksboekjoernaal teen R200 en 'n heerlike koppie koffie. Skryf nou in. Kom journey saam. Jy kan hierdie nie mis nie. Street Store is om die draai. En ons wil baie dankie sê vir elke persoon wat al 'n bydrae gemaak het. Om die dag suksesvol te maak, benodig ons nog die volgende: R4,500 sodat ons vir elke persoon 'n worsbroodjie kan gee. Dan benodig ons ook hangers om die klere op te hang en ook sakkies waarin die mense die klere wat hulle gekies het saam met hulle kan neem. Die 27ste en 28ste Mei om 7 uur gaan ons al hierdie klere sorteer vir Street Store. Ons het jou hulp nodig. Kom join ons. Sondag 7 Junie is ons jaarlikse DDK koekverkoping, maar ons het jou hulp nodig. As jy graag 'n koek of cupcakes wil skenk, asseblief kontak my so gou as moontlik. Dit gaan een amazing Sondag wees, vol lekker soetgoed. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. So vir oggend, ons doen dit regtig bietjie anders vir oggend. Vir oggend wêreldwyd vier ons Pinksterdag, nê. Nee, dit is die uitstorting van die Heilige Gees. En ons het gevoel vir oggend wil ons die program so bietjie anders draai en ek wil net met jou bietjie gesels oor dit en dan gaan ons geleentheid gee later, wil ons geleentheid gee in die diens net om te aanbid en om te worship en om eintlik toe te laat dat die Heilige Gees met ons praat en deur ons praat en miskien deur jou met iemand te praat. So ons doen dit, maar net voor dit, vir my as ek dink aan Pinkster, is dit vir my nie ja, dit het nou gebeur en dan een keer 'n jaar, dan het ons nou hierdie belewenis van die Heilige Gees. Pinkster is iets wat eenmalig gebeur het en wat die mensdom se lewe vir ewig verander het en daarvan af celebrate ons dit net nou en dan, soos wat jy sal Kersfees vier en Hemelvaart vier en Paasnaweek vier, so celebrate ons dan natuurlik Pinkster en dis vandag, dis Pinksterdag, so dit is die
die dag toe God besluit het om in elkeen van ons te kom woon deur die Heilige Gees. En dis wat ons celebrate, en dit word 'n daaglikse natuurlike proses waar jy elke dag besef die Heilige Gees is elke dag by jou en elke dag saam met jou en elke dag in jou. Hy kom visit of besoek jou nie net een keer 'n jaar, hierdie tyd van die jaar, jy weet met Pinkster is hy in 'n kerk nie net dit, een keer en dan sien jy hom nooit weer nie. Hy is elke dag by jou en in jou en saam met jou en vir jou en daar vir jou. So, dit is die hele prentjie rondom Pinkster. So as ons vanoggend fokus op Pinkster, is ons besig met hierdie reeks wat gaan oor die Heilige Gees en dit gaan oor unboxing. En unboxing, as jy dit nou gemis het, so vinnig, dit is soos as jy 'n pakkie kry wat iemand vir jou gestuur het wat jy nie weet wat daarin is nie en jy kry dit word by jou huis afgelewer en jy maak daai pakkie oop, dan is dit so lekker om alles uit te pak en te kyk wat's volgende en wat's volgende en wat's volgende. En net soos die Heilige Gees, dis uit die volheid van die Gees wat jy ontvang en dan is asof ons dit in hierdie reeks gaan uitpak, elke element van die Heilige Gees en ons gaan elke Sondag so 'n bietjie op dit fokus, juis in hierdie tydperk van Pinkster en dis hoekom ons juis in hierdie tydperk dan op hierdie Heilige Gees reeks het. So vanoggend praat ek met jou in hierdie reeks oor die Heilige Gees is 'n persoon. Nou voor ons gaan nou 'n bietjie worship, hoor dit, baie keer het ons hierdie gedagte van die Heilige Gees. Ons weet, ons ken die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons kies amper partykeer hoe ons in verhouding met elkeen wil staan en eintlik kies ons dan met wie ons in verhouding wil staan. So die Heilige Gees partykeer is die een wat ons so half dalk nie oorseker is. Die baie mense is dit voel dalk vir hulle of dit is so half vreemd om 'n verhouding met die Heilige Gees te hê. Vir ander ouens voel dit so half, dit is net opsioneel. Jy weet, julle moet maar vanoggend die kinders se musiek geniet terwyl ek preek. Jy mag jou koppie so skud op maat van hulle musiek, dit is ook oukei. Ten minste weet ek, jy kan twee goed gelyktydig doen, verstaan jy, luister en luister, want jy het mos twee ore, so span hulle maar aan. Okay, so dit is, party ons voel is opsioneel, met ander woorde, yes, ek het 'n verhouding met die Vader, as God, die skepper, hy het my gemaak, hy het 'n droom oor my lewe, hy het die aarde gemaak, hy het 'n raadsplan, en dis hy, so ek kan half met die Vader relate. Met Jesus, natuurlik kan ek met Jesus relate, want Jesus het aarde toe gekom om te sterf vir my sonde, so hy het my kom vrymaak, hy het my identiteit kom verander, en ek leef in hierdie verhouding, en ek lees in die Bybel baie oor Jesus, en as ek bid, dan bid ek in die naam van Jesus, en ek weet Jesus is by my en saam met my, en dan kom die Heilige Gees, en dan party mense wat voel maar Jesus en die Vader is genoeg. Die Heilige Gees is bietjie waar dit weird raak. Die Heilige Gees is bietjie vreemd, nee? Om in hierdie verhouding met die Heilige Gees te leef. Nou vra hy van my goed om te doen wat bietjie snaaks is. Jy weet, en julle was miskien al in 'n kerk gewees. Ek bedoel, ek het in my hoërskool daar en was ek saam met my ouma kerk toe gewees en daai kerk van hulle was baie besig as dit kom met die Heilige Gees en daar het baie dinge gebeur en ek het baie goed vrae gevra en baie goed geleer en baie goed verstaan en ook agtergekom 'n paar goed waar hulle dalk het bietjie misgevat het. Verstaan, is mos maar soos wat dit is. En maar in daai prentjie onthou ek was daar party dienste wat verskriklik interessant was. Jy weet dat ek nie geweet het lekker wat hier aangaan nie. Nee, en dan kry jy 'n prentjie, dan praat jy met my ma, my pa, en hulle was glad nie in my ouma se kerk nie. Hulle was heeltemal 'n ander kerk wat dit heeltemal anders gedoen het. En dan is dit so half almal is so de mekaar. Jy weet, en dan sit soos in okay, maar die Heilige Gees is seker maar net opsioneel. Dis 'n ekstra. Dit is soos in you don't really need him. Verstaan, it's just there. En dis waar mense dan so half leef buite verhouding met die Heilige Gees. En dan word die vraag gevra, maar wie is die Heilige Gees? Is hy dan nou die Bybel praat van 'n verskillende aspekte van die Heilige Gees. Ek skryf dat party mense kom en sê maar okay, met die Heilige Gees is net 'n gevoel wat jy kry tydens worship. Dis hierdie emotional of ek het daar onder geskryf, dit is 'n baie sterk emosie kan dit wees of is hoendervleis. Ons het so grappie van iemand wat dit so vertel het. Sy kry net hoendervleis, jy maak sy so met die hande. Jy weet, so is die Heilige Gees dan nou hierdie hoendervleis, jy weet, of is dit hierdie bonatuurlike krag? En as jy nou al daai goed kyk, dan dink jy by jouself, maar het ek dit nodig in my verhouding met die Here? Of is dit opsioneel? Nee? En dan wil Jesus eintlik vir ons kom sê, dis wat hy wil hê ons moet verstaan. Hy kom leer ons, hierdie
wat jy beleef is meer as net 'n energie of as hoendervleis of as emosie. Dis 'n persoon net so belangrik soos die Vader en die Seun is die Heilige Gees. Dis die derde persoon in 'n drie-eenheid en is 'n persoon. Sien dit as 'n persoon. Moet die Heilige Gees nie sien as 'n krag of 'n gees of 'n energie nie. Sien dit as 'n persoon met 'n persoonlikheid. En dis waarna ons praat. Ek sê die Heilige Gees is 'n persoon. Nou in Johannes is seker die mooiste plek waar jy vinnig kan lees toe Jesus nou met sy disippels praat en hy sê ek gaan vir julle 'n persoon stuur na die aarde toe in plek van my. Nou kom hy sê ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. So hierdie persoon gaan 'n voorspraak wees. Sy naam is die Gees van die waarheid. Hy sê en die wêreld kan hom nie ontvang nie. Hoor mooi, die wêreld kan hom, hy verwys nie na dit nie of 'n gees nie. Hy praat of hy personifiseer hom. Hy sê die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle en in julle sal wees. Verstaan jy? Hy sê hierdie persoon gaan ek na die aarde toe stuur en hy gaan by julle wees. Wel, hy gaan miskien nie die vorm van 'n fisiese liggaam, vlees hê nie. Hy gaan dalk die vorm van 'n gees hê, maar hy's 'n persoon met 'n persoonlikheid wat binne in julle gaan kom woon. En jy weet die eerste keer toe ek so daaraan dink, toe word dit vir my maklik om in verhouding met Heilige Gees te leef. Want nou sien ek hom nie as 'n wasige wasemagtige beeld nie. Ek sien hom as 'n persoon. En ek hoef nie die hele tyd te sê die Heilige Gees nie. Want dan moet ek sê die Jesus. Weet, en die God, of die Vader. Ek moet baie keer sê Heilige Gees, soos ek sê Jesus. So ek kan sê Heilige Gees, want ek sien die persoon, Heilige Gees, en ek kan vir die Heilige Gees sê, Heilige Gees, help my vandag. Heilige Gees, hier's 'n klomp karaktereienskappe van jou, wat Jesus ons kom leer. Voorspraak, advokaat, trooster, beskermer, redder, al hierdie goed, een wat ons kom help, 'n hulper, een wat voorloop, al hierdie goed. Heilige Gees, ek het vandag dit nodig, en dit is een van jou eienskappe, so ek het vandag nodig om gecomfort te word, so Heilige Gees, just come, do your thing in my life. Verstaan, want ek het 'n verhouding met Heilige Gees, so ek kan met hom praat, soos wat ek met Jesus praat. Party ouens het op 'n stadium gesê, het ek gehoor, ja, maar jy kan nie met die Heilige Gees, jy kan nie tot hom bid nie. Dan dink ek, wel, elke keer as jy bid, is hy betrokke by daai gebed. Verstaan jy? So, hy bid eintlik saam met jou en deur jou, sê Romeine 8, daai tye wat jy nie weet hoe nie. So, as jy in aanbidding is dit Heilige Gees wat jou aktief, jou gees kom ooreed en kom oortuig van wie jy is. Dis ook op baie keer tydens aanbidding, beleef jy iets so intens en so opreg. En dan sê jy, maar dit moet God wees, dis Heilige Gees wat in jou is, wat net hierdie waarheid van God in jou kom oopmaak, en dis wie hy is, dis 'n persoon. Hy kom staan amper die langs jou, wel, hy's in jou, maar vir ons sien dit gou maklik, hy staan nie langs jou, hier staan hy by jou, en hy sê vir jou vanoggend, ek is Heilige Gees, soos wat Jesus sal sê, ek is Jesus, Christus, sal hy sê, ek is Heilige Gees, en ek is gestuur om jou te help, en ek is gestuur om jou te guide, en ek is gestuur om jou te bekragtig, en ek is gestuur om jou te lei in die volle waarheid. Dis wie ek is, en ek is by jou. Dis wat hy volgende wil sê. So as jy so na hom kyk, dan sê jy, maar hy is 'n persoon. Ek skryf dat die Heilige Gees is nie net krag nie, hy is nie net 'n invloed nie, hy is nie net God se energie nie. Hy is nie net daai energie wat 'n mens beleef, of hy is nie net dit nie, dit is iets wat ons beleef as gevolg van hierdie persoon wat Jesus gestuur het na die aarde toe, om ons te help en ons by te staan. So ek skryf daar, om verder daai pen in te kap, hy is nie 'n iets nie, maar 'n iemand. Jy sien, die oomblik as ons as mense, en veral ons wat hierdie kant bly, van die boereworsgordyn, wat so goed Afrikaans praat, die oomblik as ons iets nie lekker verstaan nie, dan besluit ons net, ons ignoreer dit, dis beter. Jy weet, ons gaan nie miskien uithardloop en vir almal wys ons is ongelukkig nie, en die strate invaar, en sê ons is nou unhappy nie, al wat ons doen is ons onttrek net. Weet jy, onttrek net. So as jy nou iets lees van Heilige Gees, of jy verstaan, en al wat jy sê is, okay, ek onttrek net, ek het dit nie nodig nie, it's fine, Jesus, solank ek jy het, that's good. Maar dis amper asof Jesus vir jou wil sê, maar verstaan jy nie alles wat ek kom sê het, jy kom leer het van 'n lewe van oorvloed,
'n lewe in my is direk gekoppel aan die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe nie. Inteendeel, elkeen wat Jesus ontvang die Heilige Gees, en of jy dit wil weet of nie, maar Heilige Gees is in jou. Jy kan hom nie deny nie. Jy kan nie vir hom sê, okay, ek verstaan dit nie lekker, jy weet, soos my wiskundeonderwyser het ek nie lekker verstaan nie, en ons het nooit lekker verhouding gehad nie, want ek het nooit verstaan wat hy gedoen het nie, né? So, jy kan nie self doen die Heilige Gees maak, en sê, Heilige Gees, ek verstaan nou nie lekker jou funksie nie, so ek gaan jou maar nou net, en partykeer praat hy met jou, en partykeer wil hy vir jou iets sê, en partykeer wil hy graag hê, jy moet vir iemand anders iets langs jou sê, maar nou staan jy nie in daai verhouding met hom nie, en dan mis jy baie van die goed. So, ek skryf die Bybel verwys, en hierdie wat julle sien, jy gaan in die Bybel lees, 'n krag, 'n vuur, 'n duif, 'n wind, 'n energie, 'n gees, dit is alles simboliese uitbeeldings van hierdie persoon, wat sê maar hy het gekom soos tonge van vuur, het ons gesien sit, en soos 'n wind wat ons hoor, en soos hierdie energie wat beleef is, die krag, want julle sal krag ontvang, dis 'n krag wat ek beleef in my binneste, dis alles hierdie simboliese uitbeeldings om te verstaan, hoorie maar dit, wat ek beskryf dit, die uitwerking van die persoon, die Heilige Gees op my lewe, het 'n uitwerking, het voel so hier binne soos 'n brandende vuur, wat my aan die gang steek, jy weet, baie keer dan sê ons, hierdie mense, hulle brand vir Jesus, ons weet ons is ons dan nie letterlik nie, maar dit sou weird gewees het. Jy weet, hulle is aan die brand vir Jesus. Met ander woorde, dat is 'n vuur van God se Gees, wat hulle aantrek. Partykeer het jy hierdie diep belewenis en sê, hoorie, dit wat ek vir jou wil vertel, is nie hoor sê goed nie, dit is goed wat ek self by Christus ontvang het deur die Gees, en ek wil dit sê, dit maak my opgewonde, dit maak my 'n brandende vuur. Ek kan nie ophou, ek moet julle vertel van dit wat Jesus vir my gesê het. En dis dan eintlik Jesus wat vir jou gesê het, yes, deur die openbaring van Heilige Gees binne in jou lewe. So skryf dat die Heilige Gees is egter 'n persoon met 'n persoonlikheid, die Heilige Gees praat, hy lei, hy voel, hy uit 'n emosies, hy voel, 'n troos, waarsku, leer, begeer, verhouding en al daai goedjies. Ek wil vat na hierdie vers toe in Efesiërs 4 vers 30 en dan gaan jy miskien dit nog beter verstaan wat sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Moenie hierdie Gees wat hierdie persoon, hierdie een wat hy stuur bedroef nie. Met ander woorde, dit sê vir my, die Heilige Gees kan hartseer word. Jy kan hom bedroef. Hy kan na jou kyk en sê, "Ai, joh, jy maak my seer." Weet, hy sê, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Hy het 'n werk wat hy kom doen, hy kom beseël jou. Hy sê, ek is die teken dat julle bestem is as God se eiendom, so as mense na julle kyk en hulle sien die stamp of approval, wil ek amper sê, hulle sien hier die stempel van die Heilige Gees, hulle sien die Heilige Gees op jou, dis soos as jy 'n koevert vat en daar's 'n posjol op hom, en weet jy, hierdie ding is geldig, is legit, hy kan gaan. Selfs hy sê die Heilige Gees is hierdie teken wat in jou lewe is, dat mense na jou kyk en sê, hierdie persoon is bestem vir die koninkryk van God. Dis wie die Heilige Gees is. Hy sê, en weet jy wat, jy kan hom bedroef. En nou vra ons dadelik, maar hoe doen ons dit? Here, hoe bedroef ons die Heilige Gees? Jy weet, ek het 'n paar hier geskryf, nog steeds van die Heilige Gees, hy voel, hy is nie distant nie, hy is deel van jou lewe, hy is betrokke in jou lewe, so, hoe bedroef jy hom? Dis 'n paar goedjies daar, wanneer jy sonde veralgemeen, normaliseer, sê dit is alright, jy weet, dit is, almal skinder, gaan ek ook maar 'n bietjie skinder, jy weet, Heilige Gees kom openbaar, kom wys vir jou, joh, hierdie wat jy doen is nie reg nie, ja, is alright, moenie worry nie, ongehoorsaam te leef van God se woord, of om nie te vergewe nie, jy weet, om te leef sonder om te vergewe, Christus, dat die Heilige Gees gaan jou altyd wil lei in die volle waarheid is dit, Christus het jou ten volle vergewe, en net so sê in sy woord wil hy moet jy ander mense vergewe, dis wat hy doen, en as jy mense nie vergewe nie, dan bedroef jy die Heilige Gees, en dan as ons ook nie na God luister nie.
Nou, ek weet daar's 'n vers wat almal altyd bekommerd oor is om te sê, maar daar is een sonde wat julle nie vergewe word nie, en dis dan hierdie sonde teen die Heilige Gees. En dan is almal soos, maar wat is dit? Wat is hierdie sonde teenoor die Heilige Gees? Wat so erg is, wat maak dat as ons dit doen, dan gaan ons tot in ewigheid nie meer gered kan word nie, dan is dit verby, dan is dit klaar. Nou, die sonde teen die Heilige Gees is eenvoudig dit. Dit is om nie na God te luister as God praat nie. Die Here, 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, dis God se hart en God se wil dat elke persoon gered moet word en tot die waarheid van hierdie kennis gelei moet word. Net sodat jy gered word en dat jy verstaan wat redding beteken in jou lewe. Net soos die Heilige Gees betrokke by die reddingsproses en die persoon wat elke keer sondig teen die Heilige Gees is die persoon wat nie luister vir die roepstem van God deur die Heilige Gees om jou te vat na 'n plek toe en te sê bely Christus is jou koning en jou hart vir die Here te gee om gered te word. En so die persoon wat nie luister na God se stem nie, is die persoon wat nooit Jesus koning maak van sy lewe nie, die persoon wat nooit by die punt van redding kom nie, en dit is iemand wat nie gered is nie, is om sê hy, sal jy nie vergewe word nie, want dit is logies, as jy nooit Christus se vergifnis ontvang nie, word jy nie vergewe nie. Het ek dit maklik genoeg verduidelik? Iemand wat nog onseker is, want ek weet, mense gaan my WhatsApp, ek sal vir jou na die tyd kom sien my, maar sonde teen die Heilige Gees is in kort een sinnetjie, wanneer jou hart nie vir die Here gee nie, wanneer jy nie in Christus glo nie, wanneer jy nie tot geloof kom nie. Dit is sonde teen die Heilige Gees, want die Heilige Gees wil jou kom lei in die volle waarheid. Heilige Gees wil jou kom oortuig dat Christus vir jou gesterf het. Heilige Gees wil vir jou kom sê dat jy kind van God is. Heilige Gees wil jou identiteit binne jou kom verander, met ander woorde dat jy die volle waarheid sal verstaan van wie jy is. Dit is Heilige Gees se werk. En natuurlik die goed wat die Heilige Gees hartseer maak, want sê bedroef is daai goed. Dit is wanneer jy aanhou om te sê, ag, sonde is maar fyn in my lewe, bly ongehoorsaam, ek bly leef waar ek mense nie vryspreek of mense vergewe nie. Het jy al so daaraan gedink, ouens, hoe sal jy voel as Jesus vir jou sê, ek gaan jou nie vergewe nie, want ek het niks verkeerd gedoen nie as jy. Gaan jy voel, sjoe, en ons doen dit baie keer met mense. Jesus het absoluut niks verkeerd gedoen nie. Ons het alles verkeerd gedoen en nog steeds sê hy, ek vergewe julle. Vergewe jou van alles wat jy verkeerd gedoen het. Alles wat jy verkeerd doen, ek vergewe jou van dit. Kom ons herstel die verhouding. Want dis waar dit vir my gaan. En dis waar die Heilige Gees inkom om ons te lei in die volle waarheid van God se roepstem in ons lewens. Okay. So ek wil begin klaarmaak. Dis wat Heilige Gees doen. As jy nou vanoggend een ding hoor, ons praat vanoggend net oor die persoon van die Heilige Gees. Daar's nog 'n paar preke wat voor lê waar ons gaan indelf op wat hy doen en wat sy karakter is en hoe hy werk en al daai goede en wat dit vir jou beteken en hoe ons optree en hoe ons leef met hom. Vanoggend praat ons net oor hierdie een aspek, die persoon, die persoonlikheid. Dis 'n persoon met 'n persoonlikheid. En ek skryf daar, sommige mense beleef die Heilige Gees net tydens konferensies of met live groups, worship musiek, oomblikke wat geskep word, nee, net tydens dit, dan is asof hy het nou ingestap in die vertrek in. Party ouens sing musiek om nog in te nooi, asof hy nie reeds daar is nie. Jy weet, sê, kom nou, kom. Maar toe jy daar sit, toe is hy al klaar daar, want hy is dan in jou, verstaan jy, so hoef nie te sê, kom, jy moet eintlik vir jouself sê, Rian, kom bietjie by, kom by, Heilige Gees is reeds hier, weet, kom, besef jy dit net, hy is al reeds aktief besig, okay, maar eintlik, die Heilige Gees se grootste rol en prentjie is, hy wil so graag verhouding met jou hê, so eenvoudig, dit is nie opsioneel nie, hy wil verhouding met jou hê. En ek skryf daar, hy wil deel wees van jou maandag, jou werk, jou huwelik, jou besluite, jou gedagtes, gesprekke, stilte, jou vriende, alles. Hy wil verhouding hê met alles, hy wil deel wees, hy wil jy moet met hom praat oor alles. Praat met hom, Heilige Gees, jy het nou gesien hierdie ou wat nou hier by die werk kom. Ja, frustreer vir my maar baie. Heilige Gees, kom help man. Vat hierdie frustrasie weg. Kom verander my hart.
Jesus sê, jy gaan my lei in die volle waarheid. Nou kom lei my, laat ek die waarheid sal ontdek het. My gesindheid sal verander. Begin by my. Heilige Gees, die woord sê, jy is die krag van God. Nou laat hierdie krag van jou beginne opstaan in my. Praat met hom, vra hom, sê vir hom. Hy soek verhouding, hy wil iemand met hom praat en sê, Heilige Gees, kom change hierdie goed in my lewe. Kom verander my gedagtes. Heilige Gees, hierdie ou wat hier langs my sit, geef my 'n bietjie 'n woord vir hom. Ek sê hy lyk baie hartseer. Miskien het hy deur 'n moeilike dag gegaan, ek weet nie. Maar kom, die woord sê, u gaan vir ons in die waarheid lei en almal en u gaan die woord van God en Jesus se woorde in ons kom openbaar. Kom openbaar dit. U sê die woord sê u is 'n krag. Nou mag ek hierdie krag beleef en vir hierdie oue woord gaan gee. Daar staan geskryf dat al hierdie gawes wat ons van lees deur die Gees in ons harte oopgebreek word. Heilige Gees, kom breek bietjie hierdie gawes oop, wat ek vir die jou kan bid. Wat moet ek vir hom sê? Sê Heilige Gees vir jou, sê vir hom, daar's hoop. Daar's hoop. Jy weet, en dan stap jy na hom toe en dan sê, weet jy wat, dis wat 'n opportunity. Ou dink dalk jy's 'n Filistyn, maar jy het die Heilige Gees in jou. Verstaan jy? Stap na hom toe en sê, hoor, ek wil vir jou sê, ek ervaar die Here sê daar's hoop. Is dit weird? Nee. Dis natuurlik. Ons het dit weird gaan maak. Deur te dink, as jy die Heilige Gees ervaar, moet jy nou eers in een of ander, ek weet nie, beswyming ingaan of iets. Jy moet nou eers, weet, die ritteltits, as jy dit kry, great, dan werk die Here deur jou op 'n ander manier. Maar as jy nie, is dit ook great. Al wat jy moet doen is leef in verhouding met Heilige Gees. Vertrou hom. En hoe meer jy sy stem hoor, hoe meer gaan jy sy stem ken. Dis feite. As jy min met jou tannie wat in Australië bly praat, ja, gaan jy haar nie ken nie. Maar as jy elke dag met jou vrou tyd spandeer, elke dag, jy ken haar stem, soos ek al gesê het, jy ken selfs die toon van haar stem. Jy weet wanneer jy waar moet sê en wat jy moet sê en hoe jy dit moet sê, want jy ken haar. Okay? Ek wil afsluit met hierdie en dan gaan ons vanoggend, ons het dit 'n bietjie omgedraai, ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee om net, daar's tyd, moenie worry nie, die oond, die sal fyn wees, die kos in die oond sal fyn wees, moenie worry nie. Maar ek wil afsluit met hierdie, jy moet nooit sê jy wil meer van die Heilige Gees hê nie. Moenie gaan en sê, Here, ek wil meer van U hê nie. Sê jy dit, het Heilige Gees meer van my. Verstaan jy? Kom ons draai met reg. Vanoggend wil ek jou daai geleentheid gee, net om te sê, waar jy is, verhouding met die Heilige Gees. Sê Heilige Gees, ek het nou tyd uitgekoop vanoggend, ek sit hier, so ek wil nou so 'n bietjie tyd met jou spandeer. Ek wil 'n bietjie tyd met U spandeer, 'n bietjie net meer hoor oor wie U is en wat U in my openbaar en my kom praat. Nou Rian gaan weer na hierdie verwys, maar ek wil net vinnig na dit verwys. Daar's 'n papiertjie op jou stoel wat sê unboxing Holy Spirit en as jy hom oopmaak, is daar net 3 sulke goed kantjies wat jy op kan skryf en daar's penne hier en daar op stoele gesit. Kyk voor jou, as jy nie 'n pen het nie, jy wil 'n pen hê, daar op van die stoele is daar penne van julle, het seker al die pen al in jou sak gedruk, dis alright. Los hom net vir die tweede diens asseblief, haal hom net weer uit na die tyd, jy weet. Heilige Gees sal jou oortuig om daai pen nie te los, maar dan in die 3 goed terwyl ons tydens worship, ons gaan nie sê nou is dit tyd vir dit nie. Dit is jy en Heilige Gees, nê. Vat jou oomblik waar jy sit, ek wil net bietjie submit onder God se grootheid en sy heerlikheid. Verklaar dat jy onder die heerskappy van God leef. Tydens worship, enige sang, Here, ek wil net bietjie kom verklaar. Heilige Gees, ek surrender of ek submit onder U. En dan uit die submit kom ons altyd 'n moment van surrender. Here, watse area in my lewe moet ek nog oorgee? Heilige Gees, in watse area van my lewe is jy nog nie betrokke nie? Miskien sê Heilige Gees vir jou, weet jy wat? Nee, ek is in baie plekke, maar ek is nog nie betrokke in jou ministry kant nie. Jy is nog te bang om met mense te praat oor my. Of dalk by jou werk, of dalk oor jou toekoms, of dalk oor jou finansies, of dalk oor jou vriendskappe. En dan natuurlik die laaste een subdue is maar net 'n manier, let's go do it. Here, hoe leef ek anders as iemand wat die Gees in my dra? So Here, ek is 'n draer van die Gees. En tydens die worship, dis 'n tyd vir jouself. Jy kan voel jy wil op 'n stadium gaan sit, of jy wil dalk nog sing, of jy wil iets skryf, of jy wil iets doen. Rian sal weer hierna verwys, maar gryp die papiertjie, gebruik hierdie oomblik. Dis amper soos jy en Heilige Gees het vanoggend 'n afspraak. Jy sê, Jesus, dankie,
het ons vir ons beloof. Onthou nou die disippels was nog liewer vir Jesus as ons, nê, want hulle het elke dag saam met hom geloop. En toe hy vir hulle sê, maar hoorie, ek sê vir julle, dit gaan vir julle voordelig wees dat ek weggaan. Nou Petrus, hy het nie van hierdie stuurings gehou nie, hy het tot 'n ou se oor afgekap toe hulle aan Jesus wil vat. Nou sê Jesus vir hulle, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, sodat ek die voorspraak, die Heilige Gees, na julle toe kan stuur, om by julle te wees en in julle te woon, die Gees van die waarheid, wat julle alles gaan kom vertel, wat Jesus vir julle gesê het, julle gaan kom herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, en wat die Vader vir julle gedoen het, en dit spreek van 'n lewe van oorvloed. En dis wie ek stuur, en dis die een, wat ons vanoggend gaan sê, ons wil net bietjie meer tyd, Heilige Gees met jou spandeer. En ons gaan dit doen met worship. Ek gaan vra, kom ons staan op. En soos jy opstaan, kan jy oë toemaak. Here, dankie vir hierdie oomblikke. Dankie vir 'n oomblik waar ons net vanmôre kan sê, met Pinkster, U Heilige Gees na ons toe gestuur. En vanoggend celebrate ons dit deur net Heilige Gees te beleef en te ervaar en te worship en te vra, help ons, wees met ons. Heilige Gees, kom doen dit wat die Vader hiervoor gestuur het in my vanmôre. Tydens aanbidding in Jesus naam, dankie Here. Is the name above all names. Is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's the word that is alive. He's the one who raised and brought us back to life. His name is Jesus. The perfecter of my faith. He's the author of unending grace. His name is Jesus. Ooh, his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's taken every part of my story and turned it all around for his glory. He's shaping all my heart towards him at the center of it all. He's taken every part of my